Jesus, Jesus, Jesus. Ons koning, ons redder, saligmaker, veilige vesting, sterk toring, ons skuld, ons vriend. Ons het U lief, Here. Here, en ek spreek U naam oor elke persoon hier. Jesus, 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 in die volheid van U naam, Here. U vreugde, U vrede, U wysheid, U verlossing. Jesus, 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 ons rots, waarop ons kan bou. Die hoeksteen, Jesus, word verheerlik in hierdie oggend, Here. Dankie, Here, dat U wandel onder die lofsange van U kinders. Dankie vir U Gees vanoggend hier. Soos dat ons U naam groot maak en oplig, Here. Dankie dat U hier is. Kom vorm ons, kom lei ons van glorie tot in U beeld. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So ek het hierdie week die voorreg gehad om 'n Pinksterweek by Egoris se laerskool aan te bied. En as iemand ooit vir my nou weer in die toekoms vra, wat was my gunsteling week? As ek nou moet terugdink, wat was 'n gunsteling week in skool? Was dit definitief hierdie laaste week? Want ja, ek moes vroeg daar wees, maar ek kon elke dag na skoolperiode huis toe gaan. So dit was nogal vir my 'n bonus. So dit is baie vroeg wat jy daar moet wees. En so dit was 'n groot voorreg om hierdie week met die kinders te praat oor wat is Pinkster? Hoekom vier ons Pinkster? Hoekom vier ons die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? En die voorreg gehad om te sien hoe 'n hele saal wat voor jou sit, ek gaan nie eens probeer skat hoeveel kinders daar was nie, dis die hele laerskool. Hoe hulle bid en Jesus aanneem, hoe hulle bid vir Jesus met die Heilige Gees oor hulle te doop. En ek dink my hoogste punt van die week was 2 weke terug. Ek is elke Woensdag is dit al by die kinders wat ek saam met ander mense die kinders gaan bedien wat al vir jare arbei in die kinders. So ek skakel eintlik meer by hulle in. En toe getuig ek die een oggend van hoe ek al siekes gesien het wat genees het, dowes wat hoor, blindes wat sien, gebreekte enkels wat genees. En soos wat kinders is, hulle is op 'n bek geval, jy hoor. Seker een mannetjie sy hand op en sê, "Is reg meneer, my knie is seer, bid vir my." Ek is goed. Ek is Here, no pressure. Dat ek myself in 'n warm spot gesit. En ek sê vir hom, kom vorentoe. Ons trek vir hom 'n stoel daar nader. Ek sit my hand op sy knie. En want hy sukkel nog 'n redelike rukkie met sy knie. So hy is ook nog half mismoedig en hy sê, "Jesus oom, bid." Oom sê mos nou, en ek hierdie knie wil jy reg, bid oom vir my knie. Reg, ons sal bid vir jou knie. En die almal steek, ek sê vir die hele klas, steek julle hande uit. En dan gaan ons bid vir hom. En ek sit my hand op sy knie en ek sê vir Here, dankie dat soos ek my hand op sy knie sit, dankie dat U Gees net nou vloei en hom genees. Amen. En hy sê vir my, oom, ek voel nou nie 'n verskil nie, maar ek glo die Here sal hom genees. Ek sê, fantastic, ek glo saam met jou. 'n Week later, nou hierdie week, hulle is besig om uit te stap. Dis die oggend net nadat ek nou gepraat het oor die genesings wat ek gesien het. En ek sien hoe hy besig is om uit te stap. En hy wys so vir my, hy sê, en ek is soos, prys die Here. Was goed vir my hart. Want dit bly 'n geloofstap. Die Here roep ons om ons hande op siekes te sit. Hy roep ons om demone uit te dryf, maar dit bly 'n geloofstap. So ek wil regtig vir jou aanmoedig om die kursus by te woon. Moenie dat dit jou intimideer, die onsekerheid daarvan nie. Kom, word opgerig. Sien ek almal, kom ek vra dit so, genees almal vir wie ek bid. Ongelukkig. Maar daar doen genoeg. En ek het al genoeg gesien, dat ek weet, die Here genees. En partykeer gebeur dit onmiddellik, en partykeer gebeur dit oor 'n tydperk, soos wat dit met daai seun gebeur het. Ek het nou nie hierdie getuienis hierdie week met hulle gedeel nie, maar ek sal nooit vergeet die man, en ek het dit al 'n hele paar keer vertel in Zambië, wat ons gebid het vir 'n ou wat, hy was demonies gone. So die demonies het sy verstand so weggevoer, dat hy glad nie, die ligte is nie eers aan nie. En dit is dan baie lelik gestel, maar sy verstaan, die ligte is nie aan nie. En ons bid vir hom, want ons geen verandering gesien het na die tyd.
Al wat ons sien soos hoe die donker vertrek en ons sien hoe lig begin inkom, maar geen verandering nie. En ons gaan nog weg daai dag en hierdie ou maak nog steeds karate moves, teken nog steeds snaakse Chinese prentjies wil ek amper sê in die grond. En 'n week later toe bel die pastoor ons. En hierdie ou was hulle rukkie so. Hierdie is nie van hy was nie vir 'n week so nie. Dit is soos hulle het moed opgegee. Bel die pastoor ons van die kerk waar daar in 'n omgewing is. En hy sê hulle sal dit nie glo nie. Hulle begin altyd die storie so. Jy sal dit nie glo nie. En hierdie persoon is totaal en al genees. Hy's totaal en al by sy volle bewussyn. Hy gaan nou aansluit by die kerk. Hy wil ook 'n pastoor word. So ek weet die Here, hy werk bo, ver, wyd, weier as wat baie keer wat ons verstaan, maar ek weet en ek het genoeg gesien dat genesing is wat hy wil doen. Ek het nog nie een keer in die Bybel waar iemand voor hom kom staan en hom vir genesing vra en hy sê, ek wil nie. Daar is nie so 'n geval nie. Hy het elke persoon genees wat voor hom kom. So ek wil regtig uitnooi om deel te kom vorm van daai kursus dan ook. Dan vanoggend se preek, wie is jou herder? Ek het vinnig nou reg onthou. En my preektitels verander soos 3 keer, baie keer want ek speel so 'n bietjie rond met die titel om nie te veel te probeer weggee nie, maar ook om dit dan pas by die by die preek. En hierdie week gaan ek een oggend, hoe kan nou na hierdie saalbyeenkomste, gaan ek gou vinnig Checkers toe om 'n paar goed te kry wat ons gemis het eers Checkers 60. Bly ek 30 meter van Checkers af? Ja, Checkers 60 ek nog steeds. Ja, is baie gerieflik. En toe het 'n paar goed vergeet, so ek is gevinnig na ek dink ek bly regtig 30 meter van Checkers af soos die kraai vlieg. En ek loop in die winkel, ek's 'n bietjie om my goed te kry en hier loop ek iemand raak en ag jy raak wat ek nou lanklaas gesien het en jy raak in die gesels. En die persoon bring toe die naam op van 'n persoon met wie my gees geweldig baie stamp. Geweldig baie vir verskeie redes. En ek vermy dit half eintlik sommer die hele soos die persoon bring die persoon half nou in die gesprek in die soos as topic, die persoon is nie daar nie. En ek is sommer omgekrap en ek stuur die gesprek sommer heeltemal in 'n ander plek en ek is soos jy staan nie, amazing, great, baie, dis lekker om te sien. En daar gaan ek. En ek stap al weg en nou is ek half met hierdie worsteling nie met die Here nie, maar saam met die Here. So ek sê Here, wat is hierdie? Soos hoekom het hierdie gevoel in my opgestaan? Soos hoekom krap hier net die mense, net die opbring van hierdie persoon se naam. Hoekom het dit hierdie droefheid in my hart opgebring? En ek raak so soos Here soos help my, wys my, want hierdie kan mos nie so wees nie. Dit is nie veronderstel om hierdie impak te hê op my nie. En ek weet dit is nie net ek nie. Hier sit mense hierso wat ook dieselfde. Dis nie noodwendige mense, maar dis dalk omstandighede en dit is ook dalk ander mense, maar daar's soveel eksterne goed wat ons baie keer toelaat wat hierdie verskriklike uitwerking op ons het. En soos ek by die Here sit, bring hy die volgende beeld by my op en ek gaan nou vir julle in die skrif ook wys waar dit is die Here bring dit vir my op Psalm 23. Die engel sê, "The Lord prepares an enemy in the presence of my enemies." He prepares the table for me in the presence of my enemy. En hoe die Here vir my kom wys en sê, ons is baie keer so gefokus op die vyande wat om die tafel sit en ons vergeet dat hy die gasheer is, dat hy die meester van die huis is wat vir ons 'n feesmaal voorberei en voor ons kom sit. Ons eet aan sy tafel, maar ons is so gefokus op die ander wat om die tafel sit. En hy was maar nou ongelukkig. Hy het so 'n nuwe ding wat hy doen, hy gooi sy armpies op dat hy geneergesit kan word. Want ek wil vanoggend vir jou sê, die vyand in watse vorm of formaat dit ook al vir jou mag voorkom, wat om die tafel by jou sit, is nie die probleem nie. Ons is die probleem. Ons wil partykeer hê en sê vir onsself, dit gaan beter wees sodra hierdie probleem opgelos is, sodra hierdie persoon uitgesort is deur die Here, sodra die wiel gedraai het, sodra wat in plek is, sodra die Tetris blokkies oplyn, dan sal ek beter voel, dan sal ek weer vrede in my hart hê, want ons is so gefokus op die persoon of situasie aan tafel en ons eet eintlik wat hulle vir ons tevore sit, in plaas van om te sien, ek sit aan tafel by Jesus. Sy gees is in my. Hy berei vir my 'n feesmaal voor.
Sy Gees is in my. Hy wat groter is in my, is groter as hy wat in die wêreld is. In sy teenwoordigheid is daar vryheid. Waar die Gees van God is, daar is vryheid. Hoeveel van ons kan met alle eerlikheid vanoggend ons hand opsteek en sê, Hendriko, ek stap in totale vryheid. My emosies beheer my nie, mense beheer my nie, ek is nie 'n slaaf van wat met my gebeur het nie, ek gebruik nie dit wat met my gebeur het as 'n verskoning nie, ek is nie 'n slaaf van enigiets behalwe Christus nie. En jy hoef jou hand op te steek vanoggend nie, maar ek wil vir jou sê, as ons nie ons hand op dit kan opsteek, beteken dit daar is iets wat ons moet doen. Ons. Want ek wil vir jou sê, Jesus het die volle prys betaal. Hy het aan die kruis gehang en gesê, tetelestai, wat beteken vol betaal, die prys is betaal, hy het opgestaan uit die dood. Daar is volkome vryheid vir ons. Want solank as wat ons toelaat dat eksterne goed ons beïnvloed, op so 'n negatiewe manier soos wat dit vir my gedoen het hierdie week, is ons eintlik maar 'n slaaf van dit. Ons is 'n slaaf van dit. Ek kan mos nie die res van my lewe gaan, elke keer as iemand iets oor hierdie persoon sê, dan val my toer af nie. Ek kan nie die persoon vir die res van my lewe vir my, of as jy sien jou foto van die persoon, dan staan hierdie in die oplees, ek sê soos, Here, hierdie is wat aan my aangaan, hoe sort ons dit uit? En dit is wat ons vanoggend na gaan kyk, is om in werklik, en dit is baie keer 'n proses, en baie keer is dit 'n doelbewuste keuse, is dat daai versoeking kom, en soos ek sê vir jou, nee, want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So blaai vir my na Psalm 23 vanaf vers 1. Ek gaan die hele een lees vir ons. Waar gaan ek begin vir ons lees? En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Is ek by die regte plek? Psalm, hoekom? Myne sê Psalm 23. Wag, ek dink dit is dalk die app. Ja, is hy. Die app het gekliks, want hy sê Psalm 23 al bo. Ek is iets was nou interessant. Psalm van Dawid, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hoor mooi daai. Wie is my herder? Die Here. Die Here is ons herder. Ons sê dit, maar ons laat toe dat ander mense ons herder, is my herder. Dis ons fokus. Ek glo vas, dis hoekom die Here ook op 'n sekere manier vir ons leer bid het. My Vader wat in die hemel is, want dit is ons fokus. Dit is ons plek van bestaan. Dit is waar ons lewe vind. Jesus het nie mense gehanteer gebaseer op hoe hulle hom hanteer het. Jesus het nie toegelaat die omstandighede hom bepaal nie. Hoekom nie? Want hy het niks gedoen wat hy nie die Vader sien doen het. Hoe hy homself gehandhaaf het, was bepaal deur een wese. God die Vader, God die Heilige Gees. Niks sal my ontbreek nie. Sê daai vanoggend agter my. Niks sal my ontbreek nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Die Here die wat dit gesê het dat hulle dit deel wees. Sê dit weer vanoggend. Sê niks sal my ontbreek nie. Glo dit. Hy sê dit vir ons in sy woord. Niks sal jou ontbreek nie. Ek wil dit vanoggend vir jou sê. Daar waar jy voel jy ly gebrek, daar waar jy voel iets is missing, iets is kort. Ek wil vir jou sê die Here is jou herder en hy sal vir jou sorg. Hy is 'n goeie herder. Hy het sy lewe neergelê. Dis hoe goed hy is. Niks sal ons ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is so 'n belangrike vers. Na groen weivelde. Nou daai weivelde, as kind het ek gedog lyk soos hierdie 4 rugbyvelde wat so langs mekaar staan. Dus ek gedink in groen weivelde lyk. Lê jy lekker daar op die grasies. In Israel, waar Dawid hierdie geskryf het, is groen weivelde bietjie meer soos 'n tipe van 'n oasis. Dis hierdie bietjie, dis groen gras, dan is dit weer woestyn, groen gras, woestyn, groen gras. Dis hoekom dit nodig was dat die Here hulle lei. Die skaapwagter het sy skape gevat en gesê hierso, eet. Hierso, eet. Hy lei ons na groen weivelde toe. Lei hy jou vir net een dag? Maar môre, die dag daarna, die nag daarna,
Dis hoekom dit so belangrik is dat ons konstant fokus op die herder, sodat ons konstant gelei kan wees. Ons lei partykeer gebrek nie as gevolg van die Here nie, maar as gevolg van ons wat nie gelei word. Ons maak eie besluite wat ons dink reg is, wat ons dink goed is. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadu wee, ek sal geen onheil vrees nie, want waar sy fokus, U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. So sê daai stukkie ook agter my aan. My beker loop oor en goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek wil hê jy moet dit hoor, ek wil hê jy moet dit mediteer op hierdie teksverse. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom dit so belangrik is om die Bybel te ken. Dit gaan nie, en ek praat nie van, ek weet daar's baie mense wat baie Bybelverse ken en nie noodwendig gelyk soos wat hulle moet hê, maar dit is wat amper hartseer geword het van dit is dit amper mense ontmoedig. Ja, maar dit maak mos nie saak hoeveel Bybelverse ek ken nie. Daar's baie mense wat baie Bybelverse ken, maar hulle lewe nie soos Christen nie. Dit kan nie verskoning wees vir ons wat sy kinders is om nie die woord te ken nie. Wat hulle daarmee doen, hulle saak. Hulle gaan voor die Here staan. Ek en jy gaan voor hom staan sonder enige iemand om ons. En dan is dit nie Pietie Sunny se skuld. Also, ek was tussen doen in die bus of ek moet daar gaan. Maar ek het op 'n stuk verskriklik baie gehou van hierdie motiveringsvideo's wat jy so kyk net voor jy gym toe gaan. En daar's so een, wie het hierdie Rocky flieks gekyk? Né? Freaking amazing. Ek is die rinnedag vir Hugo. Ek weet nie of julle kan onthou die goed fliek, maar hoe goed julle dit onthou nie. Maar op 'n stuk Apollo draai sulke crop top met so kort broekie en sulke lang wit sokkies. Nou stuur ek vir Hugo, ek sê vir hom, Hugo, hierdie somer bring ons hierdie look terug. Gaan kyk jy draf hierdie man. Dis ja nee, kyk. Gaan nie regtig nie, ontspan, hoor. Dit sal 'n interessante, daar sal interessante koerantberigte wees rondom dit seker, né? Of WhatsApp foto's en goed. Maar daar op 'n stuk sê Rocky, ek dink dit was sy seun. Ek ken nie die fliek so goed, ek ken nie die motiveringspraatjie. Sê hy op 'n stuk by sy seun hoe die lewe vir jou houe gaan gee en die lewe gaan jou op jou knieë bring en die lewe gaan jou daar hou as jy toelaat om daar te bly en dit help nie jy sê dit is daai en daai en daai en daai se skuld. En dis my so mooi gestel is hoeveel keer bring die lewe ons tot op ons knieë, goed wat ons gebeur en ons laat toe dat dit op ons knie hou en is altyd ander mense se skuld. Is altyd 'n ander persoon se skuld, is altyd 'n ander situasie se skuld dat ek is waar ek is en ek is 'n totaal en alweer 'n slaaf van 'n situasie. En ons laat toe dat ander mense, ander situasies, omstandighede ons lei na hulle droë, nie eers weiveld nie, droë velde. En ons sien nie waar die Here ons lei na groen weiveld. Ek wil hierdie stelling maak vanoggend. En of jy nou saamstem met my of nie. Ek glo totaal en al dat ons is veronderstel om 'n produk te wees van wat Jesus gedoen het en nie mense. En as ons heeltyd situasies en mense skuld gee vir wat hier aangaan. Ek is soos ek is as gevolg van ander mense. Dan laat jy toe dat dit bepaal wie jy is en wat jy is. En nie Jesus nie. En Jesus het genoeg gedoen. Glo vir my. Hy het genoeg gedoen. Daar is nie nog iets na hom nie. Dis Jesus, die Heilige Gees en die Vader. Hulle is genoeg. Jesus slaap in die boot. Die disippels skud hom. Here, Here, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan nie. Almal van ons was al daar. Here, gee U nie om nie. Kyk wat gaan aan om my. En Jesus is klein gelowiges. Klein gelowiges.
Ek is met julle, hier slaap ek. Ek sal nie toelaat dat die storm julle, dis nou my vertaling. Ek sal nie toelaat dat die storm julle oorweldig nie. En hy staan op en hy sê, wees stil. En wat sê hulle na die tyd? Wie is hy dat selfs die golwe, die wind na hom luister? Daai is ons God. Maar sien hoe gaan lê trouens Jesus. Hy sê nie net vir hulle, hey, glo meer gelowiges, maar dan sê hy, maar kom ek gee vir jou 'n rede om te glo. Kom ek wys jou wie is ek. En wat se getuienis stap hulle daar weg? Wie is hy? Dat selfs die winde vir hom luister. Dis tyd dat ons baie fokus op wie Jesus is, wat hy gedoen het en die volheid daarvan wie hy is en toelaat dat hy ons lei, toelaat dat hy die een is wat ons siele en ons gees en ons menswees voed. So daar is my vraag vanoggend, wie se kos eet jy? Want ek ken nie almal van julle se situasies nie. Ek weet nie waartoe jy gaan nie. Ek weet nie wat die potensiaal het om jou so om te krap soos wat hierdie persoon my omgekrap het hierdie week. Want daai persoon kan nie toelaat dat jy jou vrug verloor nie. As jy jou vrug verloor, stop my. Ek sê altyd vir Larissa, my hart, my verantwoordelikheid. Ek moet my hart bewaar. Ek moet my hart bewaar. Lukas 6 vanaf vers 23. Nee, ek wil eers Lukas 4 lees. Sorry, ek het was nou te vinnig op julle daar. So Lukas 4. Want ek wil eers Lukas 4 lees, want hier wil ek vir jou wys vanoggend vanaf vers 1 tot 4 is die vyand aan jou tafel en in die volgende deel is die duiwel in jou woestyn. As jy nou as jy jouself in 'n woestyn vind, is nie die probleem nie. Jy gaan nou sien hoekom. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Dis net na sy dooping. En is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. En 3 keer, die duiwel is agter my. Die duiwel klop aan my deur. Die duiwel wil my omkrap, die duiwel dit, die duiwel dat. Ek dink baie keer is dit swak keuses, nie altyd die duiwel nie, maar die duiwel is nou daar. Maar is dit die duiwel se skuld wanneer ons dit verkeerd kry? Wie het van die vrug geëet aan die boom? Adam en Eva. Nie die duiwel nie. Die duiwel bring net die versoeking. Ek het hy regtig gesê. Het hy regtig gesê dat julle nie van hierdie boom mag eet nie? Nee man. Hy jok vir julle. Hy weet as julle van hierdie boom eet, gaan julle soos hy wees, wat eintlik 'n leuen was, want hulle was meer soos God in daai oomblik as wat hulle was na die tyd. Want hulle was reeds in God se beeld gemaak. Hier kom die duiwel en sê, Jesus, het hy regtig gesê? Het hy regtig, as hy nou die seun van God is, doen hierdie. Maar hoekom kon Jesus vir 40 dae, hy was nie net 3 keer versoek nie, vir 40 dae lank was hy versoek deur die duiwel. Ons weet net van die 3 keer. Vir 40 dae lank versoek die duiwel hom. En hy val nie een keer nie, want ons weet dat hy in alle maniere versoek was, maar tog sonder sonde was hierdie Bybel vir ons. Hoekom kon hy dit doen? Want hy was vol van die Gees. En hy was vol van woord. Hy was vol van woord. Want hy het nie net gelewe van van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgekom het. Sien, die duiwel dink hy slim hierna. Hy sê, maar Jesus antwoord hom ons nou met skrif. Daar staan geskrewe, jy sal nie lewe van brood alleen nie. Toe dink die duiwel, okay, maar as hy smart, hy gaan nou ook die Bybel gebruik teen Jesus. En hy sê, maar spring van die bo af. Die Bybel sê mos, hy sal sy engele stuur en jy sal nie jou voete stamp nie. En Jesus sê vir hom, maar daar staan ook geskryf dat jy nie die Here jou God moet versoek nie. Jesus het sy woord geken en dis hoekom woord en woord in konteks so belangrik is. Bill Johnson het eendag die ding gesê dat toe vra hy die vraag, sal jy die Bybel lees tot jy jou deurbraak? Want partykeer wil ons
gebedskettingkies aansit en ons bid vir my hierdie, bid vir my daar en ons wil ons probleme oral sit en hierdie persoon moet vir jou bid en hierdie persoon moet vir jou bid. En hy sê, maar sal jy hierdie ouetjie optel en lees totdat jy jou deurbraak kry? Want ek wil vir jou sê, daar's baie meer krag. En kan ons mekaar sê, hierdie is net 'n boek, maar saam met die Gees van God is hierdie lewensveranderend. Daar's ongelowiges wat hierdie beter ken as baie van ons, regtig. Maar dit doen niks vir hulle nie. Maar saam met die Gees van God is hierdie verlossing. Dit is jou verlossing hierin. Want Jesus is die woord. Hy is die perfekte beeld van die Vader. Ek vra vir die kinders een oggend, ek sê vir hulle, as julle eksamen gaan skryf, dan moet julle leer, anders gaan jy nie weet hoe om die vraestel te beantwoord nie. En die lewe is ook so. Ons het nie die antwoorde nie, want ons leer nie die werk nie. Dis hoekom hierdie so belangrik is. Dit is belangrik. En ek en Larissa praat nogal gister daaroor. Moet jy kan presies sê waar alles staan? Nee. Jy moet weet as ek vir jou sê die Bybel sê, dan is dit 10 hoekom dat ek nie presies onthou die vers nie. Ek ken dalk die boek, maar ek ken nie altyd presies die verse, maar ek ken die vers. My verskoning is die Bybel is in verse geskryf. Hy's geskryf en toe sit ons die verse sodat dit maklik is vir ons om te gaan soek. Ken die woord. Word vol van sy Gees. En ek wil aan die einde van die diens ook bid dat ons almal weer vol word en opnuut gedoop word met die Heilige Gees, want dit is so belangrik. Ek dink is laas Sondag wat ek gepraat het oor die 3 groot oomblikke in die lewe van 'n Christen. Kruis, opstanding en doping in die Heilige Gees. Ons kan nie sonder een van daai 3 nie, want daai 3 vorm saam wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het. Nou wil ek gaan na Lukas 6 toe, vanaf vers 32. Vol van die Gees. Waar is jou 2 sleutels volgens? Hoe oorwin jy die vyand? Hoe kan jy op 'n plek kom waar al kom klop die vyand aan jou deur en nie eens aan jou deur nie, hy kom staan voor jou. Het die Here regtig gesê? Want ek dink meeste van ons loop met hierdie beloftes of woorde van die Here het, maar sien dit nog nie. En dan kom die vyand sê, maar het hy gesê? Het hy gesê? En hoe oorwin ons hom? Hy het gesê. Hierdie is wie hy sê in sy woord. Hier is die beloftes wat ek in die woord sien. Yes, Abraham moes 'n rukkie wag, maar hy het die belofte gekry. En al het hy nie die volheid van die belofte nog sien, want hy het nie sy kinders soos die sand en die sterre nie. Het hy nog steeds geglo en dit was vir hom geag as geregtigheid. Lukas 6 vers 32. En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan ander sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees. Daar's 'n belofte. Hoor mooi. En julle loon, as jy hierdie goed doen, sal jou loon groot wees. 'n Belofte wat die Here maak. Dan verloor ek nou my plek. Ek hak nou vas by die loon. En julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Dis ons eintlik so baie na vers en julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Dit is hoe sy kinders is. Sy kinders, God se kinders wat ons glo ons is goed vir die wat sleg is teen ons. Ek onthou ek was nog nie lank gered nie. Net so begin studeer en dan kom altyd mos daai vraagie op, maar hoekom gebeur slegte goed met goeie mense en hoekom gaan dit so goed met slegte mense? En dan my antwoord in baie onkunde, maar die duiwel kyk ook na sy kinders, het ek altyd gesê. Die duiwel kyk mos na sy kinders. En die Heilige Gees kom stop en sê, jy mag dit nooit weer sien. Ek is goed vir hulle.
Want ek laat my son opkom oor hulle wat geregtig is en ongeregtig is. Ek kyk na hulle, nie die duiwel nie. En die Bybel is op ons dat dit is sy goedheid wat mense lei tot inkeer. It is the goodness of God that leads people unto repentance. Wat 'n getuienis is dit nie as jy goed is vir iemand wat sleg aan jou doen. Ons mos geen menslike rede hoekom jy dit moet doen nie. Ek vertel vir die kinders hierdie storie van 'n ou wat by ek dink ek het dit op by julle ook vertel van die wat by 'n moslim universiteit was wat hy die praatjie gaan doen het. En die een ou sê vir my jou geloof as Christen is onprakties man. Mens kan nie dit glo nie, want jou skrif, jou Bybel sê mos as ek jou slaan, dan moet jy jou ander wang draai. So laat ek jou nou slaan en jou ander wang draai. En die ou is daar om die woord van die Here te verteenwoordig. So wat gaan hy doen? Hy sê dis reg. Hy staan nou aan 'n ou slat hom kliphard in die gesig. En ja, seker right. Jou Bybel sê jy moet mos jou ander wang draai. Draai hom vir my. Wow, slat die ou om op die ander wang. Natuurlike groot verleentheid, blerrie seer, trane loop. Die ou gaan want hy wat doen jy ook nou in die situasie? Hy so half se hele die veld geslaan en hy gaan terug na sy kantoorspasietjie toe wat hulle van vir die dag gegee het en voorberei het. En dit was 'n lank en nog net te hoor hy klop aan sy deur en hy maak oop en hier staan 'n jong moslim persoontjie voor hom en sê nog nooit het ons iemand gesien die woord uitleef jy gedoen het nie. Ons wil Jesus aanneem. En toe staan daar so 'n ry lang ry ex-moslems wat Jesus wil aanneem omdat hy gekies het om hierdie te vat vir face value. Die Here sê draai my ander wang, dan draai ek my ander wang in verleentheid. Hierdie ou wil my beeld beskadig. Ek gaan nie reageer op wat jy doen nie. Ek doen en ek tree op gebaseer op wat Jesus gedoen het en nie ander nie. Ek lees gister, ek dink dit is gisteraand of die aand voor dit. Ek dink dit was gisteraand. Toe lees ek vir Joshua, want ek lees elke aand vir hom uit so kinderbybel uit lees ek vir hom 'n storie. En toe lees ons heel toevallig, te val die lig, toe lees ons die storie van Stefanus. En ek het eers gesê Stefan, toe besef ek daar's nie 'n Stefan in die Bybel nie, want ek het dit direk vertaal per ongeluk. En ek lees hom die storie van Stefanus en Stefanus se storie gaan so, was hy groot prediker? Was hy apostel? Nee, Stefanus was het gekyk na die weduwees. Dit is wat sy pos was in die gemeenskap van gelowiges. Die apostels het agtergekom, maar die werk raak te veel want ons moet kyk na die armes, ons moet kyk na die weduwees, ons moet kyk na die vaderloos, maar dit is vir ons moeilik om al hierdie te doen. Dit is vir ons moeilik om in die sopkombuis te werk, maar ook die evangelie te verkondig want die evangelie moet verkondig word. So kom ons maak 'n plan en ons stel mense aan oor hierdie. En daar was 'n baie sterk kriteria vir hierdie mense is onder andere dat hulle moes van goeie karakter gewees het en hulle moes vol van die gees van God gewees het. Hierdie ouens wat hulle toe gekies het om die dienswerk te doen om sop te skep wat vir ons half soos as jy dink aan die apostel wat preek vir miljoene mense en die ou wat sop skep, dink ons nie noodwendig aan dieselfde kaliber Christen wil ek amper sê nie. Maar hierdie ouens het vir mense gebid en siekes het genees. Hulle het gevloei totaal en al die gawes van die Gees, net soos apostel, hulle het net 'n ander werk gehad. En Stefanus preek die evangelie en die Jode hou nie daarvan nie en hulle gooi hom dood. Hulle gooi hom met klippe, hulle stenig hom. Maar wat was Stefanus se reaksie? Dis die een ou in die Bybel wat ons sien presies dieselfde reaksie gehad het as Jesus toe hulle hom kruisig. En dit sê sy gesig het so begin blink. En hy het so opgegaan en hy het die seun van mens aan die regterhand van God gesien en het gesê: my Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Die ou wat in die sopkombuis werk, het nie toegelaat dat dit wat hulle alles fisies besig om met klippe te gooi, nie toegelaat. Hy het nie geretaliate nie. Hy het nie opgetree uit woede uit en teen hulle uitgevaar nie. Hulle wat in die verkeerd is. Maar hy het opgekyk. My herder, my Vader wat in die hemel is, U is die een stroom wat in my invloei, nie al hierdie strome nie. Ek gaan nie toelaat dat dit wat mense aan my doen, my omstandighede, my bepaal wat hier aangaan. Ek fokus op dit wat U vir my gedoen het is genoeg. Dit wat U vir my gedoen het is meer. Ek vrees nie mens nie, maar ek vrees U. Steek U hand uit teenoor my Here. Dit is waarna ons moet streef. Dis waarna ons werk van glorie tot glorie.
Want ek en jy wat hier sit, ek en jy wat Jesus aangeneem het, is nie van hier. Ek wou eintlik ek wou dit die preek se titel gemaak het. Toe dink ek dit klink dalk bietjie soos baie soos ek sê van hier nie. Dink dit klink eintlik nog 'n lekker platteland, nie van hier nie, maar ons is nie van hier. Ons is nie. Ons is buitelanders wat eendag huis toe gaan. Maar ons kan nie onsself buitelanders noem, maar optree soos die locals. Dis ja. Dis dankie mamma. Dis die locals. Ons moet optree soos die plek waarvan af ons stuur, soos die plek waarvan ons gekom het. Ons word nou na Jesus weer geskape in sy beeld om te lyk soos hy, om op te tree soos hy. Dat as moeilike omstandighede kom, as slegte goed met ons gebeur, want en dit gebeur. Dis kom ek vir jou sê, die dag as jy gaan wag tot jou tafel leeg is, of tot die duiwel jou uitlos in die woestyn, gaan jy lank wag. En jy gaan net vashou tot een dag. Ons is nie geroep en gemaak vas te hou, vas te byt tot een dag. Paulus is 'n doring gegee in sy vlees, sê die skrif vir ons. Here, hoekom vat U nie hierdie doring weg nie? En die Here sê vir hom, in jou swakheid sal my genade vir jou perfek. Sy genade, sy goedheid is vir ons meer as genoeg. En ek het nou hierdie gewoonte wat ek nou hierdie laaste week doelbewus besluit om elke oggend op te staan en die eerste woorde wat ek vir myself sê, Here, dankie dat U genade, vir U genade wat opnuut is in hierdie dag en dit is genoeg. Want dankbaarheid is 'n groot want dit is vir ons baie keer moeilik as ons in die storm is om te besef wie baie keer wie Jesus is en wat hy kan doen en dat alle autoriteit in hemel en op aarde aan hom gegee is. En dit is ons moeilik om te sien waarvoor om dankbaar te wees. Maar al kan jy aan niks dink, hierdie een ding vir ons gedoen. Dat hy vir ons dood gegaan, opgestaan, dat hy opgevaar het na die hemel. Sy gees oor ons uitgestort het, want hy het gesê, ek los julle nie as weeskinders nie, maar ek stuur vir julle 'n helper, presies soos ek. En dit is vir ons genoeg. En hoekom is dankbaarheid so belangrik? Want ek het gesê, vol van gees en vol van waarheid. En ja, Bybel lees is belangrik, maar dit is belangrik om tyd te spandeer in sy teenwoordigheid. So hoe kom jy in sy teenwoordigheid? Deur dankseg. Nie o jou versoeke van nou en jy mag jou versoekinge bring voor die Here. Regtig doen. Moenie nie jou versoekinge bring. My raad sal net wees, ons kom eers met dankbaarheid. Want ons gaan sy poorte binne, sê die Psalm, deur lofsange en dankseg. Here, ek kom in dankbaarheid vanoggend eers voor. Kom ek die poorte, kom ek die teenwoordigheid. En ons sit daar soos Joshua wat nie wou uitgegaan het. Moses het gekom, hy het gekuier met God soos 'n vriend en hy het uitgegaan. Maar Joshua het daar gebly. Wie het hulle in die beloofde land ingelei? Joshua, want hy was vol van die Gees. Word vol van die Gees, spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Danksy. Word vol van sy woord en woord in konteks. Wat daai versie wat sê ek is tot alles in staat by die Here. Die Here is ek tot alles in staat. Deur hom wat my krag gee. Kyk, daai verse is almal uit konteks uit en uit proporsie uitgeruk en mense gebruik dit om alles in hierdie lewe te doen. Ek het eendag dis sien ek en ek het dit al baie vertel. Ek gaan dit weer vanoggend vertel. Van die ou wat van die gebou spring. Ek is tot alles in staat by die Here my voor krag gee. En dan spring hy af en hy val homself kapletter. Kom staan die volgende ou se boom en hy sê jy kan net nie die Bybel in konteks lees nie. So die Here gee dalk vir jou krag, maar jy kan nie weer in konteks lees nie. Dis belangrik dat ons die Bybel in dis 'n spotprent. Dit het nie regtig gebeur nie. Dit is belangrik dat ons die Bybel in konteks lees, want die Bybel gaan die Bybel versies vat en hy gaan jou wil kom versoek daarmee. Hy gaan jou wil laat wonder daaroor. Hy gaan dalk Job voor jou gooi en sê maar is God regtig goed. En dan moet jy so op Job vashak en vergeet wat die Here dat Job met dubbel uitgegaan het en dat Jesus gekom het nie. Jesus is die antwoord. Job gee die vraag, Jesus is die antwoord. Altyd. Jesus is die antwoord. Handelinge 13 vers 2.
En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou, as ek by dis 52, sorry, dan lees ek vers 2, dis hoekom. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Ons moet konstant vol word van sy Gees. En dan Romeine 8 vanaf vers 31. Romeine 8. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Bekende vers, maar lewe ons in hierdie realiteit? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Sterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wat 'n lekker gedagte. Jesus sit aan die regterhand van God en doen wat? Bid vir jou. Hy bid vir jou. Jy ooit gewonder of iemand vir jou bid? Jesus bid vir jou. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hierdie soek ek jou hier agter, maar jy is al aan die ander kant. Kom maar vorentoe kom. So ek het hierdie, ek noem dit dis my veilige plek. Dis baie keer vir ons moeilik as ek vir jou sê, ek gebruik altyd die voorbeeld, as ek vir jou sê moenie aan 'n pink olifant dink nie. Dan het jy nou aan 'n pink olifant gedink. Né? Want as iemand eers vir jou sê moenie, ek hou kinders dop. As jy sê moenie, dan wil hulle dit doen. Want ek baie keer ek is seker nog steeds 'n kind. Dis yes, julle. Nou voor ek nou regtig met die storie aangaan. Nou is ons by die kinders, ons by die skoolsaal. Nou is daar so 'n stout mannetjie, sy naam is Johan. Maar ek sê vir eerlik, dis wanneer ek besef dat dit is maar bly goed ek het die onderwyser geword het. Want hy wat stout is, ek is eintlik veronderstel om die volwasse te wees om te sê, "Hey, stop jou nonsens," maar ek is so besig om vir hom te lag. Ek sê nee, nee, fokus, moenie dit doen nie, kom af van die verhoog af. Want nou gehardloop sy maatjies op die verhoog, want ons niemand in die saal nie. Die mic is aan. Nou is hulle wil iets daar agter doen. Nou kyk hy en sê, "Meneer, ek wil net seker maak hulle kom nie alleen in die moeilikheid nie." Hardloop hy op en dan wil ek lag vir hom en dis vir my so snaaks. Maar ja, Johan kom af van die verhoog af. So ek het hierdie plek by die Here vir my kom wysheid een oggend wat ek altyd na toe gaan. As ek sukkel om hom te hoor, as ek ver van die Here af voel, wanneer ek net voel jy is nou sukkel ek. As ek het een oggend stil geword by die Here, gesukkel om my gedagtes af te skakel soos ek dink baie van ons baie keer doen. En die Here wys toe vir my hierdie volgende beeld. En ek wil hê my gebed vanoggend is dat elkeen van julle so 'n plek. En die Here wys my hierdie beeld terwyl ek met my oë toe sit. Op ons plaas het jy so van die voorstoep afgestap en dan die skerm was so voor om hierdie of so in die vallei inkyk. En die Here wys vir my hoe ek stap om hierdie skerm, maar die skerm was 'n bietjie hoër as wat hy nou werklik is want ek kon nie insien nie. En ek stap so om die skerm en toe kan die voorkant kom, dis so dat 3 wesens wat my sit, hulle sit so om die vuur besig om 'n pot te roer en wat half sê kom in my seun, kom sit. En soos wat ek kom sit, dan gee hierdie wese vir my wat ek glo die Here is. Ek weet die Here is. Gee vir my hierdie bord kos en hy sê kom sit by my en kom eet. So wanneer ek sukkel, wanneer my emosies
die oorhand kry, dan gaan ek sin. En ek maak my oë toe en ek sê, Here, ek kom in by u plek, by u skuilings. Ek kom sit nou by u, soos wat u vir my gewys het. En ek sien nou daai bord vorentoe kom en ek sê, Here, ek wil nou eet van u. Dat u my u is my bron van vreugde. U is my bron van vrede. Ek is nie 'n slaaf van mense of van omstandighede nie, maar ek is 'n slaaf van Christus en Christus alleen. Ek wil 'n boom wees wat geplant is by u, want u is die lewende water. Slegs by u sal ek vrug kan dra binne en buite seisoen. U alleen. U is die brood van die lewe. U is die opstanding. U is lewe, die opstanding en die lewe. Ek wil eet van u. En ek kom sit net daar. En ek kom eet. En ek dink aan elke skrif wat ek moontlik kan onthou. En ek eet van hom. En ek eet van hom. Belangrik om te eet van hom. Nagmaal. Dit is nog reg gesê. Nagmaal. Dit is belangrik dat ons eet van hom. Eet van sy liggaam. Wat gebreek is vir ons. Drink van sy bloed wat ons sonde skoon was, sodat ons 'n produk kan wees van hom en nie van mens, omstandighede, ons eie gedagtes partykeer nie. Maar ons gedagtes vernuwe kan word sodat ons die goeie en perfekte wil van God kan bepaal. Sluit jou oë, dan gaan ek net vir jou bid. Here, dankie dat u naby is, Here. U is fluister ver. U is nie 'n God wat aan die wenstreep wag vir ons eendag nie. Maar u is hier, u het die Heilige Gees gestuur vir ons. Hier. Here, my gebed is soos wat almal nou toe oë sit. Bid ek, Here, dat u vir hulle veilige vesting, hulle veilige plek nou sal wys. Daai plek wanneer ons gedagtes sukkel om ons gedagtes stil te maak, Here, waar ons op kan fokus, waar ons kan sien hoe ons dit ingaan en by u sit en eet van u. Eet van u woord in u teenwoordigheid sit. Here, dankie dat ek net 'n seën oor elke persoon vanoggend hier kan uitspreek, Here. Here, ek seën hulle inkom, ek seën hulle uitgaan, Here. Here, ek seën dit waaraan hulle hande sit, Here. Soos Josef, Here. Mag dit waaraan hulle vat vermeerder tot glorie van u naam en u koninkryk en ter uitbreiding van u koninkryk. Here, mag hulle u in hierdie week ervaar soos nog nooit van tevore nie. Mag hulle getuienis hierdie week wees wanneer mense hulle sien. Omdat hulle so vol van u Gees en die woord is, daar stap 'n vriend en 'n vriendin van God. Here, dis my grootste wens vir elkeen hier. Dat ons soos Moses gesig tot gesig, want oor hom staan geskryf, hy het met God gekuier, met God gesels soos 'n vriend met 'n vriend. Mag dit elkeen van ons se getuienis wees. Dit is waarna ons smag, Here, soos 'n wildsbok. Smag ons, Here, na u teenwoordigheid, om by u te wees, om vol te wees van u, Here, om deur u gevorm te word. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Baie dankie julle, fluit. My storie is uit. Julle moet 'n lekker middag hê. Ek hoop om julle vanaand te sien vir sel. En daar is koffie, daar's filterkoffie, daar's cappuccinos weer, daar's muffins. As iemand gebed nodig het, kan jy met die grootste liefde vorentoe kom. Maar anders is julle nie klaar met my. Goed gaan.